Watter een van die volgende is 'n voorbeeld van 'n metaal? Nou natrium is 'n alkali metaal, suurstof is 'n groep 6 nie metaal, koolstof is 'n groep 4 nie metaal en neon is 'n edelgas. Beskou die atoom wat voorgestel word deur radon. Nou kom ons kyk, hoeveel elektrone is daar? Daar sal 86 elektrone wees en ook 86 protone. Met ander woorde, dis of C of D. En dan, hoe bepaal ons die aantal neutrone? Ons weet dat hierdie groot getal wat bo geskryf word, is die massa getal. En dit is die protone plus die neutrone saam gee vir ons 222. So die aantal neutrone gaan gelyk wees aan 222 minus die atoomgetal wat 86 is en dit is 136. So die korrekte antwoord is D. Watter een van die volgende elektronkonfigurasies gee 'n stabiele ioon met 'n lading van 2+? Nou die korrekte antwoord is B. Kom ons kyk na die periodieke tabel om hierdie vraag te kan beantwoord. Nou, ons gaan die periodieke tabel gebruik en waarna is ons op soek? Ons is op soek na 'n element wat 'n alkali aardmetaal is. Met ander woorde, dit moet in groep 2 wees. Kom ons begin met A. Nou, hier sien ons die hoogste energievlak is 3. 3 beteken ons is in die derde periode. En die feit dat daar slegs 1 elektron daar is, beteken ons is in groep 1. So A is natrium. En as natrium 'n kation vorm, gaan dit Na+ wees. Met ander woorde, dit is nie A nie. B, hoogste energievlak, wat ons hierso sien, is uit die aard van die saak 4. En dit beteken ons is in hierdie periode, en daar's 2 valense elektrone. Met ander woorde, ons is in die alkali aardmetaal groep. So dit is kalsium. En as kalsium 'n kation vorm, gaan dit Ca2+ wees. Dis hoekom B die korrekte antwoord is. Maar kom ons kyk na die ander ook. Ons het ook vir periode 4, maar 1 valense elektron. Met ander woorde, ons het te doen met kalium, alkalimetaal, en dit gaan uit die aard van die saak kalium plus vorm, so dit is verkeerd. En dan het ons 'n laaste enetjie, wat ons in periode 3 gaan doenig wees. En nou moet ons kyk, hoeveel valens elektrone, daar's 1, 2, en hier's 1, 2, 3, 4. So 6 valens elektrone, dit beteken groep 6. En dit beteken ons het hier te doen met swaal. So as swaal 'n ioon vorm, gaan dit wees S-2. En dit is nie waarna ons op soek is nie. So die korrekte antwoord is B, want dit gee vir ons daai kalsium 2+, en die kalsium 2+ het die elektronkonfigurasie van argon. Die aantal buitenste elektrone in 'n magnesiumatoom is presies dieselfde as die in 'n. Die korrekte antwoord is D, kalsiumatoom, want wat ons nou moet kyk is aantal buitenste elektrone. Met ander woorde, ons is op soek na die aantal valens elektrone, wat beteken die 2 elemente moet in dieselfde groep wees. Nou, neon is 'n edelgas, groep 8, argon ook in groep 8, edelgas, natrium is in die alkali metale, groep 1, en dan kalsium is in groep 2, alkali aard, nes magnesium wat 'n alkali aardmetaal is. Watter een van die volgende elemente kom nie in die natuur in sy elementêre vorm voor nie? Die korrekte antwoord is C, natrium.
Baie van hierdie kan as erts voorkom waar dit gebind is, maar jy kan sink, silwer en koper as element in die natuur aantref. Natrium, ongelooflik reaktief, so 'n manier hoe jy byvoorbeeld natrium in die hande sal kry, is nie as suiwer element nie, maar eerder in 'n verbinding soos natriumkloried. Wat is die korrekte chemiese naam van hierdie formuleeenheid? So ons het chloor, 1 chloor is -1, maar daar's 2 van hulle, so dis -2, so koper moet +2 wees, so ons gaan 'n 2kie daar skryf met stoknotasie. So hierdie is koper 2 kloried.